Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed van Jesus. Jesus bid nie vir 'n gehoor nie, hy praat intiem met sy Vader. Begin sag, laat die emosie stadig sterker word, moenie haastig lees nie. Die nag het oor Jerusalem neergedaal. Die maaltyd was verby. Jesus het sy disippels se voete gewas. Hy het brood gebreek. Hy het die beker aan hulle gegee. Hy het geweet dat die uur aangebreek het. Binnekort sou soldate kom. Binnekort sou Judas hom verraai. Binnekort sou sy disippels uitmekaar vlug. Maar voordat hy die tuin binne gegaan het Jesus sy oë na die hemel opgehef en gebid. Vader, die uur het gekom. Verheerlik u Seun, sodat u Seun u kan verheerlik. U het aan my gesag oor alle mense gegee, sodat ek die ewige lewe kan gee aan almal wat u aan my toevertrou het. En dit is die ewige lewe, dat hulle u sal ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Vader, ek het u hier op aarde verheerlik. Ek het die werk voltooi wat u my gegee het om te doen. En nou, verheerlik my in u teenwoordigheid, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense, wat u uit die wêreld aan my gegee het. Vader, hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u aan my gegee het, van u afkom. Want die woorde wat u aan my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang. Hulle het waarlik verstaan dat ek van u afgekom het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, Vader. Ek bid nie nou vir die wêreld nie, maar vir die mense wat u aan my gegee het, want hulle behoort aan u. Alles wat aan my behoort, behoort aan u. En alles wat aan u behoort, behoort ook aan my. En deur hulle word ek verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle deur die krag van u naam, die naam wat u aan my gegee het. Bewaar hulle, sodat hulle een kan wees, soos ons een is. Terwyl ek by hulle was, het ek hulle bewaar. Ek het hulle beskerm deur die naam wat u aan my gegee het. Nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat sy eie weg van vernietiging gekies het, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe. En terwyl ek nog in die wêreld is, sê ek hierdie dinge, sodat hulle my vreugde ten volle in hulle self kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie meer aan die wêreld behoort nie, net soos ek nie aan die wêreld behoort nie. Vader, ek vra nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie.
Ek vra dat U hulle teen die bose sal bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek nie aan die wêreld behoort nie. Maak hulle heilig deur U waarheid. U woord is waarheid. Soos U my na die wêreld gestuur het, stuur ek hulle ook na die wêreld. En ter wille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan word. Vader, ek bid nie net vir hierdie disippels nie. Ek bid ook vir almal wat deur hulle boodskap in my sal glo. Ek bid dat hulle almal een sal wees, soos U in my is, Vader, en ek in U, mag hulle ook in ons wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U aan my gegee het ek aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan word, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en dat U hulle liefhet met dieselfde liefde waarmee U my liefhet. Vader, ek verlang daarna dat hulle wat U aan my gegee het, ook by my sal wees waar ek is. Ek wil hê dat hulle my heerlikheid moet aanskou, die heerlikheid wat U aan my gegee het, omdat U my liefgehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hierdie mense weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal aanhou om U aan hulle bekend te maak.